Hallo daar. Vandag duik ons in seker die mees fundamentale storie op aarde, die kringloop van die lewe. Dis 'n verhaal wat gaan oor energie, oorlewing en uiteindelik voortbestaan. So, hoe vloei daai krag deur die natuur en hoe maak elke spesies seker dat sy storie nie tot 'n einde kom nie? Kom ons vind uit. Goed, kom ons spring sommer dadelik hierin. Dis 'n massiewe vraag, né? Waar begin hierdie hele storie van die lewe nou eintlik? Maar die antwoord is eintlik verrassend eenvoudig en dit begin baie ver bo ons. Alles begin met twee absolute hoofrolspelers: 'n reuse ster propvol energie en dan die klein groen masjienetjies hier op aarde wat daai energie kan gryp. Ja, presies. Die son. Jy kan maar aan hom dink as die engine van ons hele planeet. Feitelik elke liewe lewende ding wat jy sien, kry sy krag op die ou eind van hierdie reuse bal vuur af. Sonder die son, dis eenvoudig geen lewe nie. En dis hier wat die regte toorkuns gebeur. Plante, wat ons die vervaardigers noem, is basies die enigste lewende dinge wat sonlig direk in kos kan verander. Hulle is soos die planeet se oorspronklike chefs wat energie sommer uit die lug uit kook vir almal anders. Kyk net hoe slim en eenvoudig hierdie proses eintlik is. 'n Plant suig water op deur sy wortels en hy asem, as dit ware, koolstofdioksiede in deur sy blare. Die sonlig, dis die vonk wat hierdie bestanddele verander in suiker. Dis nou die plant se kos en as 'n ongelooflike bonus, die suurstof wat ons almal nodig het om asem te haal. Dis 'n perfekte klein fabriek. So, die plante het nou al eie kos gemaak. Die energie is vasgevang. Maar hoe beweeg daardie energie nou verder in die stelsel in? Wel, dis waar die res van ons in die prentjie kom. Anders as plante, kan ons diere nie net in die son gaan lê en wag vir 'n maaltyd om te verskyn nie, né? Nee, ons moet daai energie gaan soek en dit eet. Dis hoekom ons verbruikers is. Ons verbruik die energie wat die vervaardigers so gerieflik vir ons geberg het. En dan kry jy natuurlik verskillende soorte verbruikers. Eerstens, die herbivore, soos 'n kameelperd. Hulle eet net die vervaardigers, die plante. Dan het jy die karnivore, soos 'n jagluiperd, wat weer ander diere eet. En laastens die omnivore, soos 'n bobbejaan, wat glad nie volfimies is nie en sommer albei sal eet, plante en diere. En hierdie hele sisteem van wie eet wie, vorm wat ons 'n voedselketting noem. Jy kan dit sien as 'n padkaart vir energie. Die pyltjies wys jou presies waarheen die energie volgende beweeg, van die een wat geëet word, na die een wat eet. Hier is 'n klassiese voorbeeld wat ons almal ken. Die son se energie word deur die gras opgeneem. Daardie energie word dan oorgedra na die sebra toe wanneer hy die gras vreet en uiteindelik wanneer 'n leeu die sebra vang, word die sebra se energie die leeu sine. 'n Eenvoudige, direkte en ongelooflik kragtige ketting van energie. Okay, so om te eet gaan alles oor oorlewing, hier en nou. Maar hoe maak 'n spesies seker dat hy oor geslagte heen oorleef? Dit bring ons by die volgende, kritiese deel van die kringloop. Die lewensiklus. Dink daaraan as die natuur se bloudruk vir onsterflikheid. Nie vir die individu nie, maar vir die spesies as 'n geheel. Elke lewende ding volg min of meer dieselfde patroon: geboorte, groei, voortplanting en dan die dood. Dis 'n perfekte sirkel wat seker maak dat die volgende generasie altyd reg staan om oor te neem. Kom ons kyk nou eers na die lewensiklus van ons vervaardigers, die plante, en hoe presies hulle hierdie kringloop voltooi. Vir 'n plant begin alles mos met 'n enkele saadjie. Eers ontkiem dit, dan groei dit, eers 'n saling en dan 'n volwasse plant wat blomme maak. Dan kom bestuiving en bevrugting en skielik vorm daar nuwe sade. Daai sade word dan versprei en die hele siklus begin weer van voor af. Dis regtig 'n elegante, perfekte stelsel. En die blom self, dis 'n ongelooflike stukkie ingenieurswese. Daai kleurvolle kroonblare, dis soos helder advertensieborde wat insekte en voëls nader lok. Die helmknop, dis die manlike deel, dit maak die styfmeel. En die stempel, die vroulike deel, vang dit. Alles werk perfek saam om daardie kosbare saadjies binne in die vrugbeginsel te skep. Goed, so ons het gesien hoe plante dit doen. Kom ons spring nou oor na die dierryk. Hoe lyk die lewensiklus vir een van daai karnivore heel bo aan ons voedselketting? By diere begin die siklus met bevrugting en dit gebeur basies op twee maniere. Vir soogdiere, soos ons en leeu's, is dit 'n inwendige proses. Maar vir diere soos paddas en visse gebeur als uitwendig, sommer in die water. Twee heeltemal verskillende strategieë, maar met presies dieselfde doelwit. Die leeu se siklus is vir ons seker 'n bietjie meer bekend, né? Dit begin met paring en inwendige bevrugting.
Dan start 'n dragtigheidsperiode en dan die geboorte van 'n welpie. Daarna volg 'n lang tyd van versorging waar die ma vir die welpie alles leer wat hy moet weet om te oorleef. En op die ou end word daai welpie volwasse en kan hy self voortplant. Die sirkel is voltooi. En sommer net 'n interessante stukkie inligting, daai dragtigheidsperiode vir 'n liewe vee is omtrent 100 dae. Dis net so 'n bietjie meer as 3 maande wat die volgende generasie leeu's veilig binne na ontwikkel. En dit bring ons terug by die kern van die saak. Hierdie hele komplekse dans van eet en voortplant het een absoluut deurslaggewende doel: om seker te maak die spesies sterf nie uit nie. As hierdie sukkel op enige punt breek, wel, dan is dit die einde van daardie spesies se storie. Van die kleinste grasprietjie tot die magtigste leeu, elke liewe organisme is 'n noodsaaklike skakel in hierdie ongelooflike netwerk. Dit laat 'n mens nogal dink, né? In hierdie reuse groot kringloop van die lewe. Wat presies is ons rol? Dis iets om oor te wonder.